Hallo Karl, dankie dat jy bereid is om met ons op jou plaas Skeefkop buite Klokkelaan te gesels. Dankie Erika, het is vir my ook 'n voorreg om saam met julle te wees. Welkom ook aan jou, François Innis, dat julle die dag hier saam met ons kan kom deel en laat ons hierdie groot epidemie in Suid-Afrika saam te kan deel. Jy boer al sedert 1987 met onder andere 'n Sussex stoet. Kan jy ons meer vertel van jou ander vertakkings? Ja, dankie Erika. Ons het 'n Sussex stoet, Droughtmaster stoet, dan het ons kommersiële beeste, Sussex en Droughtmasters. En dan het ons nou 'n saaivertakking wat ons mielies, sonneblom en sojas plant. En dan doen ons ook rog en nawer vir saadvermeerdering vir 'n maatskappy. Julle val in 'n siektebestuursgebied met positiewe gevalle wat aangemeld is. Watter bewegingsbeheer en kwarantynsmaatreëls is tans aktief in jou distrik? Ja, Erika, Klokkelaan is eintlik hele kwarantynegebied verklaar nou. So jy kan geen diere skuif van plek tot plek nie. So dit is nogal 'n probleem. Jou diere wat op 'n plaas is, moet daar bly. En dan as jy goed wil laat slag, moet jy 'n veearts uitkry. Hy moet kom kyk of die goed reg is. Hy moet hulle bek en alles kyk. As dit gesond is, kry jy 'n permit en dan kan jy hulle laat slag, maar jy kan geen diere verkoop aan iemand anders vir teeldoeleindes op hierdie stadium. Jy het self geen dier wat besmet is op jou plaas nie. Maar hoe affekteer hierdie maatreëls jou en beïnvloed dit jou kontantvloei? Ja, Erika, waar ek is, hierdie kant waar die Droughtmasters en die Sussex stoet is, het ons absoluut geen positiewe gevalle of diere wat besmet is nie, maar my kommersiële kant wat so 20 km hier vanaf is, ook in die Klokkelaan area, is wel besmet met bek en klou. So dit plaas 'n groot stremming op 'n mens op hierdie stadium, want jy kan nie diere heen en weer skuif nie, jy kan nie diere verkoop nie. Al wat jy kan doen is miskien laat slag, maar daai kant kan jy nie laat slag waar dit positief uitgebreek is nie. Nou en wat mense 'n bietjie bekommer deur die jaar, ons weet nie of ons gaan veiling hou Augustus maand nie, want dit is 'n groot impak op 'n mens, want jy hou jou jaarlikse veiling en en as jy nie jou veiling kan hou nie, gaan dit 'n ontsettende groot stremming op jou kontantvloei hê. Biosekuriteit is uiters belangrik om verspreiding te beperk. Watter maatreëls het jy huidiglik in plek? Ja, Erika, ek het daar by die kommersieel, het ons 'n brandblusser op die bakkie gesit. Soos hulle die beeste deurgaan, word al die voertuie se wiele gespuit en hulle self word gespuit van trop tot trop. Dis hoe ons probeer daar uithou. En dan het ons 'n biosekuriteitspunt hierso in die area wat na die Caledon toe kom, dat ons probeer die siekte hier uithou. So ver werk dit baie goed. Wat kos hierdie biosekuriteit maatreëls jou en is dit die enigste manier waarop jy jou diere beskerm? Ja, Erika, ek dink dis die enigste manier waar jy kan beskerm. Ons probeer hulle wel immuniteit gee, die diere, om hulle bietjie in 'n mooi kondisie te hou. En die ander manier is hier biosekuriteit en dit kos 'n mens omtrent so R6.000 'n maand. Aangesien jy in 'n besmette sone is, verwag jy om van die enstowwe wat vanaf Turkye ingevoer gaan word, vir jou diere beskikbaar te maak? Ja, Erika, ons nog nie definitief in kennis gestel hoe dit gaan werk nie, maar enige enstof wat sal inkom, sal ons met graagte oop arms ontvang. Ek dink hulle het gesê hulle gaan eers melkerye doen, voerkrale en dan distrikte wat geaffekteer is daarmee. En wat die kostes betref, ja, ek weet nie regtig wat dit sal wees nie, ons is nie seker nie. Hoe gereeld word jou diere inspekteer en wie doen dit? Ja, ons doen dit self, Erika. Elke dag word die diere geïnspekteer en self deurgegaan om te sien van die ene nuwe gevalle is nie. Watter rol speel die gemeenskapsdiere in die verspreiding van die siekte en wat word in jou gebied gedoen om dit te voorkom? Ja, dis heel waarskynlik dat die gemeenskapsdiere dit wel al opgetel het en siek geword het. Ek kan nie sien dat hulle nie siek geword het, want daai diere loop die hele wêreld vol. En daar's baie voete wat beweeg rondom die diere. So hoe maklik ons diere aangesteek is, moes daai ook maklik aangesteek gewees het. Maar daar word niks gedoen rondom dit nie en dis vir mense nogal 'n bekommernis. Hoe gaan jy die siekte uithou daar en dan kan dit maklik na ons toe ook weer versprei. Wat in jou opinie is die oplossing om die aanslag van bek en klou seer op die veebedryf af te weer? Ja, Erika, die enigste manier is inenting. Ons sal maar enstowwe moet kry.
hele land. Elke boer se verantwoordelik moet wees om sy diere in te ent en laat ons weer die bek en klou vrystatus kan terugkry in Suid-Afrika.